Goeiedag, ek is Dominee Janine Fourie en is 'n groot voorreg om vandag met jou te gesels spesifiek oor jou roeping en hoe 'n mens jou gemeentelede kan lei tot hulle ware roeping. Hulle kan help om dit weer te ontdek en dit uit te leef in 'n wêreld wat dit brood nodig het. Die enkele teksvers waarop ek wil fokus is Kolossense 3 vers 17. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit in die naam van Jesus Christus en dank God die Vader deur hom. Hierdie enkele teksvers maak vir my geweldig baie sin, veral wanneer ons praat van ons roeping. Eerstens is dit iets wat vir ons nuwe moontlikhede na vore bring. Soveel nuwe opsies kom na vore wanneer ons hierdie teks lees. Wat jy ook al sê of doen, met ander woorde, jy kan enigiets sê of doen. Maar die belangrike voorwaarde of vereiste is dat solank as wat jy dit wat jy sê of doen kan sê in die naam van Jesus Christus, dan is jy op die regte plek en op die regte pad. En onthou, die heel belangrikste is om dan God te verheerlik met dit wat jy sê of doen. Al die eer gaan na God toe. So met ander woorde, hierdie is 'n ongelooflike teks wat my opgewonde maak oor mense se roeping. Mense is geneig om te dink aan hulle roeping as 'n tipe plek of persoon of 'n enkele besluit. En gelukkig genadiglik is dit glad nie wat roeping behels nie. Roeping is soveel groter en meer as dit. So jy gaan nie met een enkele fout nie meer jou roeping kan uitleef nie, of nie meer in jou roeping wees nie. Dis die wonderlike nuus. Nou ek vra ook dikwels vir mense, waarvoor sal jy baie opofferinge maak in jou lewe? Wat maak jou opgewonde? Wat gee vir jou energie? Miskien as jy glad nie 'n oggendmens nie, maar jy is bereid om verskriklik vroeg op te staan vir iets. Dan weet jy, hierdie is in lyn met my roeping. Want God het ons geskep om te leef, optimaal te leef, 'n lewe van oorvloed te hê en nie net te bestaan nie. Die volgende ding is, ek vra altyd vir mense, wat is jou natuurlike talente en sterkpunte? En mense moet baie keer dink hieroor, want ons is maar almal nederig en ons weet nie altyd waarin is ons natuurlik goed nie. Maar dit is belangrik om te weet, sekere unieke gawes en talente wat jy het, is direk in lyn met jou roeping. En dan is dit die heel belangrikste om net natuurlik jou regte visie en fokus te verkry. Jou intensie en jou fokus moet net reg wees, en as dit reg is, kan jy letterlik enigiets doen. Solank as wat jy dit kan doen om God te dien en om hom te verheerlik. Dit moet die doel en die fokus wees. Dan is dit regtig wonderlik, want so wil God hê dat jy jou uniekheid moet gebruik vir sy koninkryk. So daarom is dit nie nodig dat elke liewe tweede mens 'n predikant of 'n sendeling hoef te word nie. Elke liewe een is nodig in sy of haar unieke rol, met sy of haar unieke talente en vaardighede. En dit is wat my opgewonde maak oor die konsep van roeping. Ek hoop dit maak sin. Iets wat vir my baie help is ook natuurlik die Strength Finder en die Myers-Briggs persoonlikheidstoets. Ek dink dit help iemand om werklik hulle volle potensiaal te ontdek en uit te leef, en so is 'n mens se roeping nie meer 'n raaisel nie. Ek hoop dit inspireer julle en ek hoop dit gee vir julle hoop.